Welkom in my Afrikaanse klas. Hierdie is 'n les oor aanwysings en instruksies. Nou ek hoop jy herken die Engelse woord hier, instructions. En hierdie ene is direction. So ek het 2 voorbeelde. Die een is van aanwysings om van een plek na 'n volgende plek te gaan. En die volgende voorbeeld is 'n resep waar ons gaan kyk na die instruksies. Goed, en hierso eerste ding is daar moet net daai K moet uitwees. Goed, so ons gaan kyk na padaanwysings. Hoe verduidelik jy vir iemand om van punt A na punt B te kom? En hier is jou stappe. Daar gaan 'n inleiding wees. You're going to say, hier volg die aanwysings om van Bergbron Rylaan af by Cresta uit te kom. So the person reading it is going to know exactly direction on how to get from point A to point B. So that is my inleiding. Dis my inleiding. Hieronder is die afsluiting. En jy sal iets algemeen sê, soos as jy hierdie aanwysings volg, sal jy dit maklik kry. Net om mense gerus te stel. Goed. Verder kan jy sien dat jou padaanwysings genommer moet word. So nommer 1, nommer 2, julle kan sien ons het 4 punte. Dis baie presies en spesifiek. Kom ons skryf dit neer. Goed, hierdie ene is aan te bevele. Ek het nou ongelukkig nie genoeg spasie gehad nie, maar byvoorbeeld hierso sal jy nou 'n lyntjie ooplos. En daar sal jy 'n lyn ooplos. En daar sal jy 'n lyn ooplos. Net sodat dit makliker is om te lees. Dan die belangrikste ding is, jy begin jou instruksie met 'n werkwoord. 'n doing word, 'n action word. Kom ons kyk na hierdie padaanwysings. Nommer 1, ek wil nou van Bergbron Rylaan af, wil ek ry tot by Cresta winkelsentrum. So, jy volg Bergbron straat tot by die verkeerslig by Gordonweg. En dan draai jy regs. So, daar's 'n werkwoord en daar's 'n werkwoord. Punt 2, nommer 2. Ry af met die pad tot by die verkeerslig met Langstraat. Draai daar links. Goed. Stap 3. Volg die pad totdat jy by Beyersnodee Rylaan uitkom, by die verkeerslig waar Northcliffe Corner aan jou linkerkant is. Draai daar links. Punt 4. Volg Beyersnodee totdat jy Cresta winkelsentrum aan jou regterkant sien. Goed. So, werkwoorde. Jy moet weet van regs en links en jy moet weet van straatname. Natuurlik kan jy bakens invoeg. Byvoorbeeld, ek sou hier by punt 2 kon sê, Langstraat het baie antieke winkeltjies waarby jy verby gaan ry. So dis bakens wat vir jou gaan sê jy's op die regte pad. So jy kan dit so lank of kort maak, soos wat dit vir jou pas. Maar dit is die basis van padaanwysings. Goed, ek hoop dit is reg vir julle so. Kom ons kyk na 'n resep.
Nou hierdie resep is vir plaatkoekies of flapjacks. En julle kan hom al gaan probeer by die huis as jy nou eendag lus het om iets te maak. Eerstens gaan hulle vir jou die bestanddele gee. Hulle gee vir jou die hoeveelheid 250 milliliter. Ons noem daai milliliter, noem ons 'n denominasie. Vreeslike woord. Dit sê vir jou, is dit gramme, is dit milliliters, is dit kilogramme of liters of wat ook al. So hier het ons koekmeel, dis 'n koppie koekmeel, 5 milliliter bakpoeier, baking powder, 'n knippie sout, dis letterlik, jy vat dit so tussen jou vingers en jy gooi dit in, 25 milliliter suiker. Nou natuurlik kan jy hier, as jy 'n soeter plaatkoekie wil hê, kan jy dit meer maak. Nou nie 'n koppie nie, maar ek sou sê 50 milliliter as jy sou wou. 50 milliliter gesmelte botter. So, must be melted butter. You can use margarine, en dan 180 milliliter milk, en 1 eier. So daai het jy nou jou lys bestanddele. Kom ons kyk na die method. Ek wil julle aandag daarop vestig. Ek het vir julle al die werkwoorde in kleur gesit. Want soos by padaanwysings is die werkwoord dit wat jy moet doen. Dit is die working, the action word. Sif die droë bestanddele saam in 'n mengbak. So all your dry ingredients in a mixing bowl. Mix die eier, melk en gesmelte botter in 'n mengbeker of 'n kleiner mengbak. So you first have all your dry ingredients, then you have all your wet ingredients. Nommer 3, maak 'n holte in die meel. Make a little hollow with your hand or the spoon, just a little hollow in the flour. Voeg die melkmengsel by die meel. So then you add your milk mixture to the flour, then you mix it cautiously until it's smooth. Voeg meer melk by as die deeg te styf is. If it's too stiff, there's so many variables when you do these things, just add a little bit of milk. Verhit, heat a pan, a plaat, that moet actually jou pan wees, en gooi 'n bietjie olie daarin. Skep, daar's die woord skep, lepels in die plaat of die pan. Braai totdat die ligborrels vorm. Nou as julle sien, as julle hierdie resep maak, sal julle sien, hy maak sulke bobbeltjies, sulke ligborreltjies. Then it's ready to turn around and cook further. And then you serve it, bedien warm met konfyt en gerasperde kaas. Nou ek hoop dit het jou nou geïnspireer, dat jy nou gaan opstaan en hierdie resep gaan probeer. En jouself bederf met lekker warm plaatkoekies met konfyt en kaas. Tot weerziens.